Lesofie is hysteries oor Bokkieweek. Nou, ek was ook by Bokkieweek gewees en ek het dit net ongelooflik geniet. Vir my was dit net normaal. Nou hier by my is Callie Kriel, hy is die uitvoerende hoof van AfriForum. AfriForum, ook een van die borge van Bokkieweek. Maar Callie, jy was ook daar gewees. Hoe het jy dit beleef? Ja, baie dankie Dirk. Nee, dit was 'n besonderse kulturele ervaring. Ek dink in hierdie tye waar mens baie moeilikhede sien in die land, is dit vir my eintlik wonderlik om net weer energie te kan put uit kinders wat binne normale omstandighede sonder kwotas kan sport beoefen en dat hulle dit ook in Afrikaans kan doen en dat jy eintlik 'n hele gevoel van gemeenskap gekry het. En ek dink dit is eintlik waar Suid-Afrika se krag behoort te lê, dat dit 'n gemeenskap van gemeenskappe is. En hierdie Afrikaner gemeenskap is vir my so wonderlik om te kon beleef dat hierdie gemeenskap werklik sterk staan. So dit is iets wat mense moet bywoon. Die mense wat dit nog nie bygewoon het nie, daar is gelukkig elke jaar een. So Ja, dit word al hoe groter. Dit word al hoe groter. Daar's 3000 kinders wat deelneem, wat eintlik het waarskynlik een van die grootste sportbyeenkomste in die land maak. Daar is soortgelyk 3000 ouers en ondersteuners wat daar opdaag. So 'n wonderlike atmosfeer, 'n kulturele belewenis. Ek het 'n so koshuisvriend van my wat ek nou vir die eerste keer, dink ek nadat ons in die koshuis was, universiteitskoshuis was, weer daar raak geloop het. En hy gebruikte presies die woorde. Hy sê, weet jy wat's vir my lekker? Dis net normaal. En dit is regtig net normaal gewees. Ek dink hulle het gesê daar's 70 stalletjies, maar wat vir my mooi was, is dat ek het nou mooi gekyk nou, wat is die stalletjies waar die langste rye was? Die een is die steak en pap stalletjie en die ander een is die pannekoek stalletjie. Ja. So dit is regtig sommer so Afrikaner gevoel, dis sommer net lekker. Maar Lesofie hulle sê dis boos. Kate McKenzie, die minister, het ook op die wa gespring. Sê dis absoluut boos. En ek was daar en ek het so 'n bietjie videoetjies geneem. So kom ons kyk so 'n bietjie hoe lyk daardie bose plek. Nou ja, Callie, dit is hoe dit gelyk het daar. Dit is net normaal. Wat my betref is dit mense wat dit net geniet. Wat vir my mooi was is, dan praat ek met mense, dan sê hulle die week verlof ingesit. En van die mense kamp in die omgewing, hulle maak dit net lekker. Dit is so lekker dat hulle bereid is om 'n week verlof in te sit. Hulle het hulle kampstoele daar, hulle sit lekker daar, hulle skree en dit is net normaal. Maar jy het ook daarna verwys dat dit is nie uitsonderlik nie. Daar's ander gemeenskappe wat dieselfde doen. Ja, die enigste uitsonderinge hier is dat ons net die normaliteit gegeen word as Afrikaners nie, maar alle ander volke word daar die normaliteit gegeen, wat goed is so. Dis wonderlik. As mens gaan kyk wat in die land gebeur, daar is letterlik honderde kulturele byeenkomste elke jaar. Daar is, as mens gaan kyk, die Zulu rietdans. Nou die vorige koning van die Zulus het 'n afvaardiging van ons genooi na daai kulturele fees toe. En daar was joernaliste. Dit was 'n groot media byeenkoms ook. Maar nie een van daai joernaliste sou gesê het, maar
dis is 'n blacks only byeenkoms nie. Wanneer is 'n Zulu kulturele byeenkoms? Dieselfde met inisiasieskole wat mens kry. Ek is dankbaar ons het dit nie, maar binne bepaalde kulture is dit iets, maar niemand sê dit is nou net 'n blacks only inisiasieskool nie. En dan is daar kulturele feeste. Jy weet die Khoisas het een wat mense is eintlik baie opgewonde dat dit daar is. Dan kan jy verder gaan kyk, die Jode wat hulle noem die Maccabi sportfees, waar Jode teen mekaar kom deelneem, internasionaal en dan ook plaaslik. Ek het selfs gesien daar is 'n Ramadan sokkertoernooi. Nou, om nou te gaan sê, weet jy, dit is 'n Muslim only fees of wat ook al, daar's nou nie Christene wat daar speel nie. Dit sou mos nou absoluut belaglik wees. Nou daar is eintlik 'n dryf, so jy kan baie duidelik sien dat hier, dis eintlik 'n anti-Afrikaner poging, dat daar poging is regtig om te sê dat ons nie selfvertroue moet hê wat elke ander gemeenskap kan hê nie. En dit doen hulle deur enigiets wat ons doen te probeer afmaak as rassisties, as 'n oorblyfsel van apartheid. Die feit is, ons het dieselfde regte en ons moet dit opeis as enige ander kultuurgemeenskap. Ons kan nie toelaat dat dit wat vir ons belangrik is, ons kulturele identiteit, gereduseer word tot 'n rassistiese oorblyfsel van apartheid nie. Ek bedoel, ons het selfvertroue om te sê, man, dit is twak hierdie. En ek dink die belangrike ding wat ons moet doen is dat hierdie aanvalle ons eerder motiveer en sê, hoe kan ons hierdie bokkie toernooi of bokkie week ondersteun? Hoe kan ons dit sterker maak? Hoe kan ons dit laat groei? Jy weet, en die ergste vir my is, hier word nou 'n beskuldiging van rasisme gemaak, maar van wie af kom die rasisme af? Dit is van 'n Panjas Hulle-Sophie of 'n minister Guyton McKenzie, wie se waar die skole sport, die val ook onder hom in terme van die Kruiwenweek en die Grand Coma week en 'n klomp ander. Nou die mense wat hier kyk weet mos nou wat gebeur in skole sport. As daar proewe is, daar word 'n baie duidelike instruksie gegee in terme van rassespankeuses. Afriforum het op 'n stadium die puntetellings gekry van netbal. Toe was daar 56 kinders, meeste van hulle Afrikaners, wat nie die span gehaal het nie. Dit was nou verskillende ouderdomsgroepe, van onder 13 tot onder 19, en daar's natuurlik 'n hele klomp spanne, wat nie die span gehaal het nie, as gevolg van kwotas, terwyl hulle beter presteer het in terme van punte. So dis mos nou blaatante rassediskriminasie. En nou kom mense en sê, weet jy wat, ons gaan iets daaraan doen, ons gaan 'n kulturele geleentheid skep, en die ouens wat kla, is die ouens wat hierdie rassediskriminasie bevorder. So hulle rassediskriminasie is normaal volgens hulle. Ons normale kultuur is volgens hulle rassisties. En ek bedoel, dis die teenstrydigheid en die dubbelstandaarde wat ons hier sien. Dit is absoluut so. Dit wat normaal is, word as abnormaal aangebied, en dit wat abnormaal is, dit is om kindertjies op grond van ras te oordeel, word as normaal aangebied. En nou, die gevolg daarvan is dat Afrikaners reageer maar net daarop. En hulle sê dat, luister, ons reël ons eie fees. Maar die fees is eintlik al baie oud, ek noem dit 'n fees, want dit is nie net 'n sportbyeenkoms nie. En ek kry die indruk dat mense is anderkant dit. Hulle sê, hoor hierso, regtig, 10, 15 jaar terug sou mens dalk nog sensitief gewees het en polities korrek probeer wees het en so aan. Die mense het net gesê, ag wat, kom ons gaan dit aan. My indruk van Bokkieweek was gewees, het was eintlik 'n hoofstroom week gewees. Bedoelende, dit is nie net 'n klein groepie ouers wat hulle kinders in toe stuur nie, wat 'n spesifieke politieke standpunt wil maak nie. Dit is in die algemeen gewone ouers wat net so toe gaan bloot om dit te geniet. En dit is die indruk. So my indruk is, mense is anderkant hierdie. Die ander ding is, Callie, wat vir my ironies is ek kry nie die indruk by Bokkieweek dat die mense daar sit met 'n rassebril op nie. Ek het dit nie gehoor nie, ek het dit nie gesien nie. Die mense geniet die kulturele belewenis. Maar dit is die ander, en jy verwys ook daarna, dis die ander wat met 'n rassebril sit. En omdat hulle 'n rasbril op het, kyk hulle nou na ons deur daardie rasbril. En hulle sê,
julle moet ook so wees. Julle byeenkoms moet ook dan 'n rasbyeenkoms wees, want ons het 'n rasbril op. Maar die wonderlike vir my is dat hierdie ouens met 'n rasbril het stelselmatig begin om hulle krag te verloor. Weet as mense dekade terug gaan kyk, het as News24 nou gekom het met een van hierdie aanvalle van Afrikaners wat nou valse aanvalle, wat rassisties is, of wat ook al, dan sou mense nou teruggestaan het en so meer, maar dit het nou so afgesaag geraak. Ek bedoel, as die beskuldigings van rassisme waar is, dan moet ons dit ernstig opneem, want ons werk teen niemand nie. Ons werk nie teen ander volke nie, om die waarheid te sê, ons wil wederwysige erkenning en respek bevorder, maar mens mag ook maar 'n bietjie selfrespek hê. En dis inderwaarheid wat ons doen, is ons bevorder selfrespek, ook onder Afrikaners, deur trots te wees op wat ons doen, en dan het jy hierdie mense wat ons wil aanval. Maar die lekkerste is, dit werk net nie meer nie. Ja, kyk dan die kommentare. Kyk op 'n News24, die laaste artikel van hulle, is 95% van die kommentare is teen die spesifieke artikel. En dis nie dat 95% van die lesers van News24 Afrikaners is nie, inteendeel, dit sal 'n klein minderheid wees. So ek kry 'n gevoel dat die groter Suid-Afrikaanse samelewing is ook besig om aan die ander kant te kom. Nee, ek dink so. As mens kyk ook na ander gemeenskappe in die land, en mense kan maar op die sosiale media ook kyk, is daar baie groot respek vir die solidariteitsbeweging, so ons sal self benader. In terme van akademia en kanton, die kampus wat gebou word, sal mense sê, joh, kyk wat hierdie mense doen. Hulle hou nie noodwendig van ons almal nie, maar mense het respek vir wat gedoen kan word, met 'n Soltech en so meer. Met solidariteitse werksnetwerke wat gebou word, met die helpende hand wat 'n maatskaplike netwerk het, 'n groot multimiljoen-rand studiefonds van die grond af gebring het, met die FHK, wat eintlik die Voortrekker Monument se bestuur hanteer op hierdie stadium en 'n klomp ander erfenisterreine, met AfriForum se buurtwagte wat sê, kyk, hier's 'n misdaadprobleem. Ons gaan nie vir die regering wag nie, ons doen dit self. En dan het ons 177 buurtwagte. En so kan mens aanhou binne die beweging met die ons sal self benadering. En ek dink so, alhoewel die Bokkieweek is nie deel van die solidariteitsbeweging, maar ek dink hoekom mense so dankbaar is vir hulle, is dat hulle daardie selfe ons sal self benadering vat. En soos wat jy sê, ander kant beweeg het, 'n plek wat sê ons kla oor kwotas en ons gaan aanhou daarteen stry, en AfriForum het nog 'n saak of twee wat hangende is daaroor, maar ons weet die transformatisme wat in die land is baie sterk. Jy weet nie of jy daai saak gaan wen. Maar hier is eintlik 'n groep mense wat gesê het, wel, as jy diskrimineer teen ons kinders, dan begin ons eie toernooi. Wonderlik. En daar's 3000 kinders wat daar sit. Nou sê die ander wel, ons wil julle nie hê nie, want ons het rasse wanneer ons spanne kies, maar as julle dit doen, nee, julle mag nou ook nie julle eie ding doen nie. So, ek dink hierdie is iets wat ons niks gaan nie, is 'n klomp mense wat ons niks gaan nie, maar die lekkerste daarvan is, daai 3000 ouers en ondersteuners wat daar was, daai 3000 kinders wat daar was, steur hulle net eenvoudig nie aan wat hier gebeur. Jy sien, dis 'n ander misverstand ook, en dit is dat hier is Lesofie, die premier, en hy gooi nou sy speelgoed uit die kot uit. En hier kom die minister van sport, en gooi sy speelgoed uit die kot uit. Maar die misverstand is, ek dink hulle dink dalk ons het hulle toestemming nodig gehad. Maar die regte misverstand, ons het hulle toestemming nodig nie. Ons kan dit maar net eenvoudig doen. En dis wat ons moet begin verstaan, ons het nie die premier of die minister sê, hulle dink alles moet uit die staat uitkom, en die staatsideologie moet alles bepaal, en jy moet eintlik in toestemming gaan staan en sê, okay, mag ons dit doen? Maar ek dink daar's 'n misverstand by hulle, dat ons hoef hulle nie te vra nie, ons kan dit ons maar net doen. Ja, hulle kan nie vir ons ja of nee sê nie, want ons vra hulle nie. Dis eenvoudig, dis die lekkerste, en ek dink dit gaan ook breër. En eintlik wanneer mense kyk na die toekoms, nee, as jy nou op TV kyk en jy sien dinge loop skeef op klomp plekke en so meer, en mense kan baie mismoedig raak daaroor, maar eintlik is hierdie nou op 'n sportterrein, op 'n kulturele terrein 'n baie goeie voorbeeld van wat gedoen kan word. Hier slomp mense wat goed sê, dinge wat skeef loop,
maar jy skud dit net af en gaan dood eenvoudig aan. En dit is vir my regtig 'n wonderlike ervaring om dit te sien. En dit is basies jou boodskap as ek vir jou sou vra, wat sê jy vir die groter gemeenskap rondom Bokkieweek, wat is die pad vorentoe? Wel, ek dink ons moet daardie resep wat ons gekry het, is om te sê, die Here het vir ons hande gegee, hy het vir ons 'n verstand gegee, hy het vir ons 'n roeping gegee, hy het vir ons medemense gegee waarmee ons kan saamwerk om dinge reg te kry, en dan gaan ons vooruit gaan en sukses behaal en sorg dat ons vir ons nageslag 'n toekoms bou. En ek dink dis ook die pad van die Bokkieweek. Ons sorg, as ek sê ons, dink ek Afrikaners breedweg en ons wat 'n borg is, maar ook meestal nou die mense wat die organiseringswerk doen, die afrigters en die koördineerders daarvan, wat hulle eintlik doen is, hulle bou 'n platform wat ook sorg dat ons kinders se kinders se kinders en ook hulle kinders 'n geleentheid sal kry om aan normale sport deel te neem, ongeag wat se rassekwotas daar in die land is. Ek dink ons wil as die Solidariteit Beweging, spesifiek Solidariteit en AfriForum, wil ons vir die organiseerders van Bokkieweek sê baie dankie. Dankie vir die harde werk. Maar nog meer so, die vrywilligers, die onderwysers wat inklim, die afrigters, die spanbestuurders, maar veral die ouers wat dit alles moontlik maak. Volgende jaar gaan ek met my kampstoel oor die skouer weer daar opdag, want dis bloot net lekker. Solidariteit het 'n stewige teenwoordigheid op sosiale media. As jy meer programme soos hierdie potsending wil sien, besoek Solidariteit se sosiale media. Dit is nou op Spotify, YouTube, Facebook en oral op sosiale media.